So die onderwerp vir vanoggend is God gee vreugde. Ek wil hê jy moet gou die klem hoor op gee. God gee vreugde. Ons kan dit self nie verskaf nie. Ons kan dit self nie produseer nie. Dit is 'n geskenk, dit is 'n gawe. Vreugde is een van die grootste wapens wat God in sy arsenaal het. Al die vrug van die Gees, geregtigheid, vrede, vreugde, geduld, langmoedigheid, selfbeheersing, elkeen van hulle is 'n wapen teen die vyand. So kom ons begin. Ek wil begin om te sê, Nehemia hoofstuk 8 vers 10 sê, die blydskap van die Here is ons krag. The joy of the Lord is our strength. Daai woord krag is 'n fort. 'n plek van skuiling. 'n plek van waar jy beskut is. So die blydskap van die Here. God se blydskap is in hom, want hy is die oorsprong van blydskap, van vreugde. Ons dien 'n God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wat al drie vol vreugde is. Dink gou daaraan. Die hele eenheid is vol vreugde. Isn't it great to serve a happy God? It's amazing. So, God is die oorsprong van vrede. Jesus sê, my vreugde gee ek vir jou, sodat jou vreugde kan volkome word. Om te dink dat die Here wil hê dat ons nie die druppelsproeiing van vreugde moet hê nie. Hy sê, my vrede gee ek jou, onverdiend, ontvang dit in die geloof en woeker daarmee. Wees 'n goeie rentmeester met vreugde. Jy weet, vreugde is so aansteeklik. Was jy al ooit in 'n wimpie en ewe skielik daar's 'n tannie. Sy begin so lag, die tafel skud, alles skud. Kom jy agter, mense is in 'n verkeerde by, mense is kwaad vir hulle self, kwaad met die wêreld. Ewe skielik almal begin lag. Hoekom? Want vreugde is aansteeklik. Soos kinders. Soos negativiteit. Vreugde is 'n wapen wat die vyand nie kan teen kan nie. En dan die Heilige Gees se vrug is vreugde. Ek eer net God, dat God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees is vol vreugde. Jy sien, die groot ding is, die vreugde van God is in sy karakter en sy natuur. En wanneer jy neerslagtig is, wanneer jy bekommerd is, wanneer jy moeg is, uitgeput, jy's foos, jy's oppela, jy's pes, mooi woord in Afrikaans, né? Vreugde het die vermoë om jou te lig. Vreugde het die vermoë, ten spyte van jou probleme, om God se beloftes, om die probleme op te los, is in vreugde. Weet jy dat as 'n persoon lag, hy voel beter? Lag is 'n ongelooflike wapen by God se hand. Nou die groot Bybel, ja, dit is die groot Bybel. die Bybel sê die volgende. Ons gaan van neerslagtigheid met vreugde na trane, na what celebration Afrikaans? Feesviering en aanbidding. 'n Mens kan nie te lank in rou en teleurstelling en te neergryt, daai woord, as julle weet, hoekom moet ek sukkel? Neerslagtigheid, depressiwiteit. Want dit trek jou gees, jou gemoed, jou denke, jou emosies, en dit tap jou leeg van krag. So wanneer jy nie meer krag het, die mense, ek het nie meer die krag nie. Ek het nie meer die krag om met daai persoon, ek het nie meer die krag om dit weer tweede keer te doen. Ek het nie meer krag om weer 7 in te stuur, want ek het al 20 ingestuur en dit werk nie. Nou sê God vir jou, in daai swakheid, nooi die vreugde van God in jou, en die vreugde van God sal jou in 'n ander dimensie vat, van 'n verwagting dat God getrou is om sy beloftes na te kom. Ek dink een van die goed wat ons nodig het, is dat, ek sal eendag daaroor preek. Weet jy hoe baie keer praat ons met onsself, van onsself, tot onsself, en meeste van die goed is absoluut rubbish. Ons praat met onsself afbrekend, cynies,
Ons kan nie glo, kyk in die spieël, kyk hoe lyk ek. Dan sê ons, daar's iets verkeerd met die spieël. 'n Spieël is net 'n refleksie van wie jy is. En so is jou siel en jou liggaam. Jy's gees, siel, jou siel is 'n spieël wat weerkaats al die emosies op jou gesig. Elke gesig het 'n storie. Het jy agterkom dat party mense is beter as ander, dat hulle kan net nie hulle gesigsuitdrukkings verander nie. Hulle emosies is net daar. Jy lees dit soos 'n boek. En ons is so geneig om onsself af te breek. Eendag in 'n kerk jare gelede kom 'n man na my toe en hy sê, luister, ek kan nie glo dat God my sulke groot ore gegee het nie. En hy het nie oordryf nie. Hy sê, ek gaan nooit 'n vrou kry nie. Op foto's lyk ek sleg, maar die ouens langs my, hulle is nie heeltemal in die prentjie nie. En hy het so depressiwiteit gehad. Hy het geen verwagting in die lewe gehad. Toe sê ek vir hom, kan ek iets vir jou sê? Ek sê, God maak nie 'n fout nie. Hy het jou groot ore gegee, omdat jy so gewillig is om te luister. Dat wanneer God met daai ou praat, hy wil nie luister, dan hoor jy sommer, dan het jy daar, dan kan jy hom weer gaan inlig. Verstaan jy? Jy moet altyd 'n slegte ding omsit in 'n goeie ding. Die Bybel sê, God gebruik slegte dinge, sodat goeie dinge daarvan kan uitkom. En dit word ontlont, en dit word vrygelaat, wanneer jy in die spieël kyk en sê, wow, Here, U het my wonderlik, die Bybel sê, ons is wonderlik, wonderbaarlik geskape in sy gelykenis. Nee, my hare is te dun, my hare is te kroes, my hare, jy kan nie veg nie, my hare, ons maak onsself depressief. Ek wil vir jou sê, hou op om die werk van die duiwel te doen, laat hom draai. Ja, julle vang niks nie. Hou op om oor jou negatief en sleg te praat en al daai goedfout te vind, want jy gebruik sy tegniek, sy woorde. Don't. Doen wat alle vrouens doen as jy daar met jou praat. Praat met die hand, verstaan jy? Moenie as jou ore bereik nie. Nee? Nou op daai dag het die Jode na 70 jaar se ballingskap gerou, neerslagtig, depressief. Die Here het ons vergeet, die Here het ons verwerp. Weet jy hoe maklik sê ons dit? Waar is die Here? Hoe kan hy dit aan my doen? Waar is jy? En hoe lank wag ek al vir hom om my te antwoord? Soms moet ek en jy besef, om 'n verhouding met God te kweek, is baie beter as net 'n antwoord. Intimiteit met die God van alwysheid en van vreugde en vrede, die verhouding is beter as 'n antwoord. So, daar's 'n profeet met die naam van Ezra. Ezra, en dan staan al die Jode, wat nou net die mure rondom Jerusalem weer herbou het. En hy lees van son opkom, na 12:00 die middag, lees hy die wet van Moses vir hulle. Die Bybel sê daarna, hulle trane het geloop soos riviere, uit rou en berou, dat hulle agtergekom het, tydens hulle die woord van God en die standaard van God gehoor het, hoe ver hulle daarvan afvallig geraak. En trane is somtyds gebede in vloeibare vorm, wat geen bedrog bevat nie. Trane is nie misleibaar nie. As 'n kind seer kry en 'n huil, dis eg. God sê al jou trane, ag ja, dit verdamp, ek was dit in die, nee, God sê al jou trane is in die bottel van die Here in die hemel vasgehou. Die Bybel sê Jesus was verhoor deur sy Vader, deur sy godvreesendheid en sy baie trane wat hy gestort het. Ek huil baie as ek met God praat. Die feit dat ek met die Skepper kan praat, met my skete, met my foute, dat hy kan nie wag dat sy vreugde volkome in ons kan wees nie. Dink net hoe jou lewe sou gewees het, jou werk, die manier hoe jy met mense kommunikeer, hoe na jouself na jou kyk, hoe jy van jouself praat, as jy vol vreugde is.
It's amazing. Nou, vreugde kan nie deur ons gefabriseer word, kan nie dit geskep word nie, dit is 'n gawe van God. Luister nou hierso. Vreugde is om God te vertrou in al sy beloftes, ten spyte van ons omstandighede en probleme. Great. So volgende keer, as jy vol vreugde is, jy klaar, dan klaar jy met vreugde. Weet jy, depressie gaan die duiwel word? Psalm 16 vers 11. U wys my die lewenspad. Wel, wie is dit? Dis Jesus. Hy het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. So Dawid skryf, en hy sê, u wys my lewenspad. U maak my bekend aan my lewenspad. In die teenwoordigheid is daar volheid vreugde. En aan die regterhand is blydskap vir altyd. Sien, vreugde is nie gevind in omstandighede. Vreugde is gevind in God ten spyte van die omstandighede. Want baie keer laai ons en belaai ons die omstandighede. Een baksteen op 'n ander baksteen. Later aan, dis so neerslagtig, jy kan niks daarmee doen nie. Maar wanneer God jou vreugde gee, dan is daar mooi Afrikaanse woorde. Dit is uitbundige vreugde, uitspattiglike vreugde. Dis nie iemand wat praat en spoeg gelyktydig nie, verstaan? Uitspattiglik. Ai, julle kort vrede hier vanoggend, hè? As jy vir jou foute kan lag, het die duiwel geen mag om jou gevangene te hou vir al jou verkeerde goed. Don't do the work of Satan. Live for God en leef reg. Johannes 15 vers 11. Jesus sê, dit het ek vir julle gesê, sodat my vreugde, hoor my, die gehalte, die kwaliteit, die duursaamheid van die vreugde wat jy by God ontvang, is die vreugde wat Jesus lewenslang gehad het, terwyl hy op aarde was. Yes, ek wens julle vang dit. Huh? Dis nie 'n bietjie, dis nie 'n druppel, dis nie iets wat oorgebly het nie. Hy sê, dat my vreugde in jou mag volkome word. How would you like to wake up full of joy? Jy word by die werk uitgevreet en jy absorbeer dit met vreugde. Dat jy gaan slaap met vreugde. Come on. Ai julle. Ai julle. Dit het ek vir julle gesê, sodat my vreugde mag in julle wees, dat julle my vreugde mag ervaar, beleef, sodat julle blydskap volkome mag wees. Jesus se begeerte vir elke kind van God, is dat jy oorstelp sal wees met vreugde. As iemand jou druk, vreugde kom uit. As iemand jou sleg sê, vreugde kom uit. Hallo? Nou wil ek met julle praat oor joy under pressure. Baie keer kan ons die lewe trotseer as daar nie drukking is nie. As daar nie spertyd en sperdatums is nie. As jy weet dat jy moet nou hierdie ding klaarmaak vir die CEO, maar altyd jou beste is vir hom nie goed genoeg nie. En dan kry iemand anderste om jou ding te vat en dan dit te presenteer, want hy te gly in jou. Pleks nou om depressief te wees en selfmoord te bepleeg, sê Here, vul my met u vreugde, dat u vreugde in my hierdie neerslagtigheid sal uitwis. Hierdie gedagtes van selfmoord sal uitwis. So, hoe lyk vreugde onder drukking? Jesus het hierdie woorde gespreek toe hy op pad was, Getsemane toe, die tuin van Getsemane, en op pad kruis toe, het hy daai woorde. Na wat was hy op pad toe? Toe hy in Getsemane kom, toe sê hy vir sy 12 disippels, die eerste keer en die enigste dat God vir 'n mens gevra het om hom by te staan. Hy gaan na hulle en hy sê vir hulle, hou wag met my
en bid vir my vir 1 uur. Hy kom terug na 'n tydjie, almal van hulle knippe eiltjie. Almal van hulle so slaap is net 'n snokkery. Miskien dis waar die storie van Okkie Snokkie gekom het. Ek weet nie. Hy maak hulle wakker, hy sê, kon julle nie 1 uur saam met my in my droefheid, waar ek bloed gesweet het, waar die drukking op my so stoel was, dat ek dood van angs benoud was. Waarvoor? Omdat hy 'n stryd gehad het. Laat hierdie beker van die toring, van die straf van sonde, my verbygaan. Jesus het net nie vir ons gesterf nie, hy het as ons gesterf. Hy wat geen sonde gedoen het, geen sonde gehad nie, het sonde geword. Wat beteken dit, hy het sonde geword? Hy het al my en jou sonde op hom gesit. En hy het nie gekla nie, hy het nie gemurmureer nie. Maar hy het 'n stryd gehad met sy Vader. Laat hierdie beker van oordeel, van straf, my verbygaan. Weet jy hoe erg moet die druk op jou wees, dat al jou sweetgate word openinge vir bloed wat uitkom? Hy het bloed gesweet. Die Afrikaners sê ek sweet bloed, maar dit beteken hulle werk net oor tyd. Sy siel was tot doodangs benoud. En hy het geen sonde ooit gedoen nie. Sy hele lewe op aarde was om sy Vader te behaag. Hy het geregtigheid lief gehad. Alles wat reg is, alles wat goed is, het hy gedoen. Morally, ethically. Hoekom? Hy wou sy pa behaag. Hy wou sy pa plesier. Dit was Jesus se hele dryfkrag op aarde. Ek wil my Vader plesier. Ek wil hom behaag. Wat 'n wonderlike uitdaging vir ons. God is ons Vader. Plesier hom. Vind behaag in hom. Geniet hom. Geniet hom. So, die Bybel sê, in sy teenwoordigheid is volheid van vreugde. Vreugde is nie te vind in omstandighede. Ons Engels het 'n gesegde, happiness is because of happenings. As iets goed met my gebeur, is ek gelukkig. Maar gelukkig is amper in hierdie Chinese koekies wat jy oopmaak. Dan lees jy fortune cookies. Wel, dis nie God nie. God sê my vreugde is in jou. Om te dink dat dieselfde vreugde wat Jesus in hom gehad het vir 3 jaar. Nou is hy in Getsemane en derde keer sê hy, okay, julle kan maar daar bly. Die Bybel sê in Hebreërs 12 vers 2, hou jou oë gefokus op Jesus, die leidsman volëinde van jou geloof. Jesus het die kruis verduur. Dit is 'n mooi woord in Afrikaans. Jesus endured the cross. Hy het die kruis verdra. My Afrikaans loop nou uit. Nee, daai woord. He endured the cross for the joy set before him, despising the shame. Dis mooi woorde. Weet jy hoeveel keer word mense skaam gemaak? Hulle word beskaamd. Jy kom van 'n familie wat heeltemal nie wel af is nie. Jy gaan skool toe en jou klere lyk of dit 'n sewing machine job was. Jy het nie geld vir 'n tuckshop om iets te koop nie. En in jou klas is 'n klomp ryk kinders. En al wat hulle jou afmat en hulle jou afbreek in dit. Dit was so erg dat laasweek 'n dogtertjie van 8 jaar oud het selfmoord gepleeg. Omdat sy was skande oor haar gesê dat sy op die onderkant van die spoorlyn bly. En niemand wil meer 8 jaar oud dat 'n kind in haar kop kan selfmoord pleeg omdat ander mense smart op hulle sit. 8 jaar oud het ek nog eens kougom gekou nie. En dit was erg in die skool. En ek sê vir ons het geen benul die drukking op jong mense, tieners.
om altyd te perform, altyd die beste te wees, altyd om iemand te behaag. As jy God behaag, so wat van die ander? Don't measure yourself according to someone else. Wat 'n vermoë het om 'n front te skep, maar hulle leef in iets, like in English, it's fictitious. Dit is so spookasem. Het jy agtergekom, spookasem is groot tot jy hom vat en dan word hy so 'n nat kolletjie. Jesus gives us the real deal of joy. It's a stronghold. It's a mighty weapon. Satan has got no answer to it. So, om te dink dat Jesus nie sy blydskap verloor het in die tuin van Getsemane, toe Judas na hom toe kom. En sy definisie van verraaiskap is dat hy Jesus na opgeloop het en hom gesoen het op die wand. Nou sê die Bybel in Psalm 2 vers 11, kus die seun, anders word hy toornig oor jou. Die woord kus, en dis iets wat ek by die Afrikaners geleer het, wat vir my ongelooflik mooi was. Al die plattelande, duisende keer wat ek en my vrou gepreek het in hierdie land vir 21 jaar, duisende kere. Elke keer op 'n plattelandse dorp, dan sal 'n petrolstasie, hier kom die boer, die pa, en dan hier kom sy seun is al 35 jaar oud en 2 kinders, en voor almal, hy soen die pa op die bek. Die pa soen hom terug op die bek. My pa, ek het nou en dan 'n handskud gekry. Ons is Engelse. Prim and proper, but full of twak. Ons gaan om middagete by hulle te eet. Dieselfde seun by dieselfde pa, waaragtig. Soen weer, ek tog, wat 'n vryery gaan hier. Hè? Is dit manlik? Oh, do you understand me? My kop was gesmok. I thought, what? My pa en my seun, ek tog die wederkoms is klaar verby. Want my pa het groot geword met 'n pa wat sy kinders net gemors het. Ek sê vir hierdie eendag, hoekom kan my pa nie soos die Afrikaners wees nie? And the Lord said to me in my heart, because he never had the example of a father. Without an example, you cannot impress anybody. Sien, God se hart breek vir paas, wat nie geëer, wat nie oor lof gepraat is. Die hassie ding op meeste van die plase, toe ek daar kom, dan sê die boer, hy is my oudste seun, hy is agter my hart aan, hy is hierdie een, dan sê hy, en daar kom die swart skapie. Dit is, God kyk na die een van ons as Christene, al oortree jy, al sondig jy, is nog steeds sy kosbaarste besitting. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is. Maar ek sê vir jou, Satan kan nie homself nooi in jou lewe nie. Wanneer hy sien dat die goed wat ons doen, is gelykstaande aan sy karakters, dan ons sonde nooi hom in. Haat nooi hom in. Selfmoord nooi. Hy kan nie. He's not a gatecrasher. Selfs Jesus sê, ek staan by die deur van jou hart en klop, en as jy oopmaak, sal ek inkom. Hy trap ook nie jou voordeur deur nie. So hoe gee jy die duiwel geen posisie nie? Moet hom nie nooi nie. Doen wat die Afrikaners sê. Hulle sê, pa en ma gaan nou weg, jy is op die plaas, en as iemand klop, dit is nie 'n ouma nie, en nie 'n niggie nie, kyk deur daai gaatjie, en moet die deur oopmaak vir 'n vreemdeling. Dink gou hier aan, dat Abel en Kain, die beste broer, die eerste gesin in die wêreld, toe Adam en Eva oortree het met sonde, het hulle vreugde verloor, al daai goed verloor, hulle sê, luister, wat julle kinders kry en hulle oortree, doen wat ek aan julle gedoen het. Ek het 'n skapie gaan slag, ek het die velle op jou gesig, velle is baie meer diersaam as vye blare, want hulle het nou 'n
'n dekking van vyeblare, hy en my moeder. Na 'n week, hulle stamp mekaar, want hulle wil 'n bietjie nader aan mekaar kom, ewe skielik, die blare is nie meer daar nie. Nee, want dit raak bros. Die eerste ding wat Jesus op aarde gevloek het, was 'n vyeboom. Want 'n vyeboom in Hebreëus beteken jou eie werke, jou eie insig, we need God's wisdom. It's amazing. Yesterday. So, hierdie is mooi. Spreuke 17 vers 22. 'n vrolike hart bevorder genesing. Is dit nie? That's great. In English, joy is like good medicine. Wie van julle het al 'n pil gesluk wat bitter is? Nee? Dan sê jou pa vir jou, dip dit net in stroop. Maar moet jy kou, jy moet sluk voordat hy stroop afwerk, verstaan jy? Dit is 'n bitterpil. Sit suiker daarop. Is dit nie waar nie? Nee? God doesn't sugar us up. Die hele industrie van pharmaceutical never creates a pill to solve your problem. It's to handle symptoms. Then you go to the doctor, he gives you another pill. Jy word nou pilbewus. Hy sê jy moet hierdie pil vat, want wie van julle het 'n pil gevat en jy maak hy boksie oop, as 'n klein stukkie papier so tot jy hom onvou en dan sê dit die lengte van jou tuin. En daar is nie een ding wat goed is nie. Jy gaan naar word. Jy gaan opgooi dat jy gewig verloor. En jy sluk die pil nog steeds met die hoop het gaan werk ten spyte van al die waarskuwings. Now God's got a gospel. God's got a pull. Oh yeah, it's a gospel. And the pull of God is joy. And joy is like good medicine. That it geen, it's got no, what? Nee, neeweffekte. As ek na newe en dog ek is nuwe effekte. Nee, neeweffekte. Thank you for helping me. When the joy of God hits you, it encourages health. It encourages laughter. It encourages courage. It encourages to love God, to stand God. It has no side effects. Dit is vir my fantastic. So volgende keer jy vat 'n pil, gaan net na die Bybel. Die Bybel sê, Dawid sê, ek het die woord in my hart geberg, sodat ek nie teen U sal sondig nie. Alles is in die woord. So, Spreuke 15:13, 'n vrolike hart maak die aangesig bly. Daai woord bly in Hebreëus beteken jou gesig skyn. Het jy al gesien mense wat lag en happy is? Hy gesig, hy skyn. Hy skyn, né? Het jy gesien hoe lyk 'n neerslagtige gesig? Hy word so taai soos 'n ratel, maar dit lyk of jy van jou oor tot jou ken net rekmerke het. Jy is so droog soos 'n kurk. Het jy al gesien? Hoe oud is jy? 20? Ek nog jy 60. Daar's iets van jeugtyd, van vreugde, wat jou jeugtyd lange hou. Come on. Joy, joy, joy. Mooi. So 'n vrolike hart maak die gesig bly om te skyn. Maar by verdriet van die hart is jou gees neerslagtig. Die ou vertaling sê, die neerslagtigheid is jou gebeentes uitgedroog. En daar's te veel Christene wat net nie droog maak nie, hulle is droog. As jy droog is, dan maak jy droog. Die Bybel sê dat vreugde is van vreugdeolie, it's a joy. Wie van julle weet om 'n deur oop te maak, 'n kas oop te maak, 'n kar oop te maak en dit kort olie? Hoeveel moet jy opspuit? 'n liter? Sometimes just a drop. Daai ding laat roes vlug. Hy laat styfheid slap word in 'n druppel. Julle, daar's 'n olie, 3-in-1. Het jy al dit gesien?
Ek preek in 'n kerk jare gelede en die predikant sê vir my, jy het iets op die kant gesê wat ek nie van gehou het nie. Ek sê net een ding, baie dankie vir die kompliment. Hier is die ding wat ek Afrikaans probeer, enigiets kan uitkom. Ek sê, as julle die salwing moet verstaan, dis dus die olie, 3 in 1, God die Vader, Seun en Heilige Gees. Oh, jy was lasterlik. Ek sê, nee, glad nie, ek was miskien glibberig, maar ek was nie haastig nie. Jy moet skerp wees, as jy mense het, wat altyd by jou laat afkyk op jou. So, Psalm 45, 7 en 8. Nou praat God, met God, met God. Wat? Ons glo in God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Hulle is een, maar hulle is 3, maar hulle is een. You got it? Mooi so. Nou sê die Vader, U troon, praat hy met God die Seun, U troon, o God, is vir ewig en altyd. Die scepter van die koninkryk is die regverdige scepter. U het geregtigheid lief en haat kwaad en sonde. Daarom, wow. Ek sal dit in Engels sê. Jy werk, jy sweef jouself, ja, zoiets. Nee? Jy doen jou beste by die werk, maar jy kry nooit die krediet nie. As jy nie, if you're not celebrated, dan glo jy nie dat jy goed genoeg is nie. And God celebrates us all the time. God sê oor elkeen van ons, as jy net kan hoor, is Pa se trots. Ek sal jou nooit verlaat of begewe nie. En as jy sondig, sal ek die bul begin slag en voorberei, want my genade gaan jou die voorreg gee om terug te kom. Dat daai verlore seun kom tot sy sinne. Hy sê, die slawe van my pa by die plaas, leef beter as ek by die varke. Ek kry pele om te eet. Hy lyk so vark. Hoe weet jy hy is 'n vark? Hy praat. Nie verstaan jy? Julle, meng jou met die semels, die vreet, nou net dit. Ek het amper nou gesê 'n hoene. So, moenie alles glo wat ek preek nie, né? Maar as dit die Bybel is, glo asseblief glo dit, né? Maar ek probeer. So, yesterday. Waar was ek? Ja, hierso. Het jy al ooit by 'n werk of vriende gekom, dat as jy ons hou van jou dit, maar ons kan nie meer met jou vriende word nie, weens hierdie en hierdie en hierdie. Jy is nie bereid om saam met ons hierdie slegte pad af te gaan nie. Julle maak dat ons nie die lewe kan geniet nie, want nou pla ons, geheer ons. Nou pla ons. Jy maak ons skuldig. Why live according to another person's condition of judging yourself? Vreugde van God laat jou nee kan sê vir 'n vlugtige oomblik van genot, maar 'n ewigheid van verdriet. Don't live for a fleeting moment. Live for a relationship with God. Hoe lang gaan dit hou? Vir ewig in die hemel. Don't live for a fleeting. Vat dit. Nee. As jy iets moet jy woord vat. Jy vat woord, dan vat die woord vir jou. Hoe werk dit? As 'n ou skaam is, soos ek nou, skaam hierso, en nou wil jy, ek moet nou dans vir jou, en ek het 2 voet en nog nooit mekaar ontmoet nie. Ek het geen ritme, hoegenaamd nie. En nou moet ek hier vir jou dans. Dan gee mense my 'n dop, en ek drink. Ewe skielik, my spiere kom los. Ewe skielik, my voete vind mekaar. Hallo. En ek dans, en julle vat 'n video van my. En ek kan sing. Wel, ek kan nie, maar ek het daar. En ewe skielik, almal cheer my, en hulle wys my die video, en ek dink, ek het nie geweet ek het 'n broer gehad, wat dis soos ek lyk nie. Ek sou dit nooit gedoen het nie, jy's reg. Hierdie vrymoedigheid, hierdie uitbundige vreugde, hierdie al die goed, was die wyn nie, jy nie. Wyn het ongelooflike vermoë. Né? Nou sê die Bybel, moenie dronk wees van wyn nie, maar wees gevul met die nuwe wyn
van die Heilige Gees. Come on. Yesterday. Lukas 10, 17 na 21. En die 72 disciples kom terug, nadat Jesus hulle uitstuur met die gesegde, ek gee julle alle mag en gesag oor slange en skorpioene en oor alle mag van die vyand. En gaan dryf duiwels uit. Gaan lê hande op die siekes. Hulle kom terug, nadat hulle hierdie missie voltooi het. Hulle kom na Jesus toe. Hulle trippel, hulle spring in die lug. En die Bybel sê, Jesus, ons verheug ons daarin. Ons is so opgewonde. Ons is soos popcorn. Ons verheug ons daarin, dat die demone onderdanig aan ons is in U naam. En Jesus vermaan hulle. En sê, laat dit nie die rede wees vir julle blydskap nie. Want, as julle, deur julle sukses van die autoriteit en die gesag van God en die krag van die naam van Jesus, vergeet jy, dat het God wat in jou is om te wil en te doen na sy welbehaag. Jy is net 'n PVC pipe. Jy kan 'n PVC pipe lei na 'n klomp bome in jou tuin. Maar as jy nie water laat deurgaan nie, die plastic gaan niks aan daai boom kan doen nie. We just channel. Dis God in ons wat wil om te doen dit. Yes, ons lê hand op. Ja, ons gebruik, maar ons misbruik nie die krag en die gesag nie. Weet ons moet ons verstaan. God bly altyd God en ons sal nooit God word nie. Maar daar's te veel mense wat God speel. So Jesus sê, laat julle vreugde nie in hier wees. Dat die demone kom en sê, ons sit onder jou en ons onder jou. Hy sê, laat jou vreugde hierin wees, dat julle name in die boek van die lewe geskryf is. Die Bybel sê, die volgende sin, vers 21. In dieselfde uur het Jesus opgespring en getol van vreugde en gesê, Vader, ek dank U, dat U hierdie waarheid nie aan die geleerdes en die skeptiese mense gegee het, maar aan kinders. Het jy al gesien hoe vreugde in 'n kind is? Hulle bokspring. Dat is iets, die kind kan dit nie heeltemal rasioneer nie, hy kan nie heeltyd 'n antwoord gee, maar het jy gesien as 'n kind gelukkig is? Wie van julle het 'n hond? Ja, net 'n paar. Wie het 'n kat? Ons sal vir jou bid. Nou. Wie het 'n hond, né? Come on. 'n Brakkie, the best is a payment special. Jy weet nie wat hy is nie, maar hy ook nie, maar hy so lief vir jou, né? En as hy hond in jou, hond is die beste vriend van 'n mens. En jy roep hom, kom na oupas toe. Het jy agtergekom? Daai stertjie, waai hom van balans af. Hy kan nooit sy spore weer vind nie, want ons oral. Né? En hy ore is op, né? En hy oogies, né? Dan gee hom 'n polonie of jy gee hom iets ordentlik en hy gaan weg en jy roep hom weer en jy sê vir hom, voetsek! Het jy gekom, daai stert se aerial kom hier op, né? Die enigste hond wat nie kan dit doen is 'n Jack Russell want hy's afgesny, verstaan jy? Hy vang net op shortwave, verstaan jy? Ag, julle. Ja, ek geniet myself. Oh, bless God, ek geniet myself. Preek is nie vir my boring nie. Oh, I love God, I love God, I love God. He's a good person. Hy's my best friend. So, hy sê, voetsek vir die hond, daar gaan hy. Ore is plat, streamline. Stert, hy weet nie waar hy is nie. Ek dink hy kiel sy maag, nee, of sy ken. Dan sê hy vir die hond, kom hier so, oupa se hond, kom hier so. Het jy vinnig gesien hoe daai stert al weer uitkom? Dit is 'n telkant horing. Het jy gekom, die ore is weer daar? 'n Hond kan van 'n belediging, van 'n uitskel in 'n sekond vergeet dat sy baas gesê het, voetsek. Sy baas het hom weer geroep. As 'n hond so vinnig kan regmaak wat verkeerd gemaak is, hoe kan ons met God wandel, die vreugde in God hê, wetend, die Here is myne, ek is syne, hy is lief vir my. Die Bybel sê God straf geen van sy kinders nie, maar hy dissiplineer almal wat sy kind is, want dissipline is nie 'n straf nie.
Dis om jou net te korrigeer, om 'n beter lyn te vat. As ek en jy kon reageer het soos 'n hond, en die Here sê, ek het 'n welbehae in jou, en jy kan die laaste 20 jaar in jou slagtigheid, en hoe jy se gaan vergeet in 'n oomblik. 'n Kat kan nie doen nie, ja. Bure se kat kom na my toe, ek weet nie. Dis omdat as 'n ou hooikoos het, hulle tel dit op, verstaan jy? Hulle snif in die neus aan. Die kat kom, jy kan hom nie patty, not a chance. Hy kom en hy vee jou af, en dan hier is net, jy het amper 'n hele jas van hare, net hier. As jy 'n katte van nou, bless God. Alright? Ek sê nie dat kat gees nie, maar daar's 'n kat, né? Ek like dit in my tuin, en al my bome, hy kom en hy vat die tottelduwe, en ek dog, jeez, wat het die tottelduwe gedoen, om vergeet te word, né? Ja, you're on a dinner plate for a cat, yesterday. Wat het dit met die preek te doen? Absoluut niks nie. Absoluut niks nie. Goed. Ja. So, as jy nie meer vreugde in jou omstandighede en jou situasies vind nie, vind jou vreugde dat die feit dat jy Jesus aanvaar het as jou saligmaker, sy bloed het jou gereinig, jou naam is in die boek van die lewe. Jy het al die rede, ten spyte van jou omstandighede, met uitbundige vreugde te hê. Does it make sense to you? When you don't have the guts, the way, you don't have the willingness to celebrate your circumstances, want dit is moeilik. Hardships, toetse, wat mense van jou sê, hoe hulle jou afbreek, hoe jy jouself afbreek. As jy nie dit kan vind dit in God. Vind dit in jou naam is die boek van die lewe, wat niemand, nie as die duiwel kan uitvat nie. Hy sê, jou naam is in my handpalm gegrafeer. Niemand kan jou daar uitkry nie. We serve a very good God. Excellent God. Goed. Ek het nog so 2 ure. Nee. Jesus korrigeer sy disippels en sê, moenie laat jou vrede weeg in die sukses van julle bediening. Moenie vreugde in jou bediening hê, wanneer ewe skielik almal begin jou admireer en jou op 'n pedestal sit. Moenie jou vreugde vind wanneer God jou gebruik en jy vergeet, dit is hy wat aan jou se wil te doen. Moet nooit die krediet vat. Ek het hierdie naweek 'n mannegroep gaan toespreek. Ek kan nie van die Afrikaans woord, want ek wil eintlik gegaan om hulle oop te spreek. Ek gaan jou toespreek, amen. Het jy gekry? Nee, niks het ook om nie. It's not good. Maar nee wel, julle het dit, it's a good word. So ek spreek julle nou toe. En voor ek daar gaan, donderdag, is ek met 14 van my manne, wat by die deure staan en mense groet. En prys die Here, dat sommige mense is nie hoogmoedig genoeg om te staan om net mense te groet. Al was hulle nie gegroet, al het hulle nie goed wakker gemaak. Hierso smile hulle, hierso. En weet jy wat, jy lang genoeg smile, jy oortuig jouself, dit is reg. Jy kan jouself amper you can convince yourself that you're happy. But when you got joy, you don't have to convince yourself. Nee? So, die een nou sê vir my, ek praat oor wag vir jou krag. En hy maak 'n stelling in Engels. En hy sê vir my, Gary, I'd like to say something to you. He said, while you're waiting for God, do what a waiter does, serve. What a thing of wisdom. Toe gaan ek na die manne toe, weet jy, was ek getenteer om die krediet te vat vir daai stelling, om die copyright somme onder kieswette te sit. Dis nou my van, hè. Ek kon 'n moerdek gewees het, ek's net 'n kieswette, né? Die eerste wat 'n boer by groen, ek wil kieswette, ek gaan jou wetter. I heard that many times, hè. Maar 'n moerdek, jy wil nie eens daar gaan, hè. Hy moet plastic surgery kry, né? Ja, anyway. Dis net my sin van humor. As jy nie daarvan hou nie, sorry. But I enjoy it. Ek is heeltemal van my punt af. Die manne kom. Thanks, sweetheart. Thank you. Vele dank, myne metgewing. Say that. So, I forgot it again. I was just look at you. Well,
hy dit vertel. Ek wil hom die krediet gee. That when you're waiting for a breakthrough, waiting for an answer, waiting for healing, waiting for a new job, waiting for a CV to be answered favorably, while you're waiting is not wasted time, it's investing into God. Met ongelooflike dividende wat jy kry. And do what a waiter does, serve. Dis in die Bybel, Psalm 102. Serve the Lord with gladness. Serve him met uitbundigheid, spattigheid. Moenie inkom en jy's 'n drip nie. Jy moet soos 'n fontein opborrel, né? Prys die Here. Goed, ons maak klaar. Hierdie is die kern van alles. Hierdie gaan julle geniet. Die Bybel sê in Lukas 1. Die Bybel sê daar dat Maria is 6 maande swanger met Jesus. Sy haas haarself na Elisabeth. Dis Elisabeth, ek kan nou baie tyd hê. Want sy wat onvrugbaar was, het God bonatuurlik bevrug deur haar man. En sy haas haar na soon toe en sy kom en klop op die deur. Elisabeth maak oop. Hallo, daar's 2 magies en hierdie gaatjie hierso, hoor die 2 van mekaar. Gebruik jou verbeelding. En nie waarskynlik sy sê soos 'n normale Jood. Shalom, shalom. En daai woord, shalom, shalom, sê Elisabeth, toe daai groet van jou, net daai groet van jou, in my ore kom, my babatjie, en terloops medies is jy nog 'n fetus. Jy moet uitkom, afgesny word, en dan jy laiti. Dis hoekom you can have abortions until the Lord uitsis. Van daai sel en daai by mekaar kom. Die Gees kom. En God soek 'n generasie wat nog ongebore is om sy lof te verkondig. Jy word oud met jou liggaam, maar jou gees bly altyd ewig splinter, die ware Jakob. So daai babatjie spring rond. Daar's nie baie plek in die baarmoeder nie. Daar's genoeg tou om homself te hou. Babatjies gaan dood want die string gaan om die nek, it's the fact. En John doen flip-flaps, hy gaan aan, spring rond gaan aan. And I heard this. The power of joy in a greeting. Die krag van vreugde in 'n groet. Nie 'n 10-ure gesprek nie, in 'n groet. In daai oomblik reageer Johannes. Wat het hy gereageer? Aan die kant, in daai baarmoeder, was Jesus. Hy was die eerste een wat opgespring het van opgewondenheid om die Messia te erken en te verwelkom. Hy het in daai oomblik, in sy gees, maar nie sy verstand nie. In sy gees het hy geweet, my skepingsdoel is, ek is die voorloper van hom. Ek moet verminder dat hy kan vermeerder. Are you understanding me? Jou gees is baie meer produktief as jou logika en jou slimheid en jou gevoelings en al jou ervarings. Ons is gees, siel en liggaam. Bless God. Die Heilige Gees leef in ons. Die Bybel sê dat terloops, hy was 6 maande oud. Weet jy dat is 'n fetus in die ma se baarmoeder? Raai wat is die eerste ding, die geluid wat die babatjies hoor? Raai wat? Die ma se hartklop en indigestion. In Afrikaans. Hartklop, en wanneer sy Coke drink, né? Coke is mos 'n drain cleaner. As jy Coke drink, of as jy nou kos, die vertering, dis wat die kind hoor. Dan dink sy, ja, is alweer 'n stryd tussen ma en pa, né? Nee, mag 'n grap. Think of it for a moment. Op 6 maande kan die babatjie wat sy gehoor so fyn is, kan musiek luister, die ma se sê, die pa se goed, alles op 6 maande. Die Bybel sê, die medies sê ook dat die koppie van die baba in die baarmoeder draai na die rigting van die stem. Dis mooi wat God sê, neig jou oor na die stem van die Here. So, die invloed van 'n groet wat vreugde vrystel. Dis nie net hoe jy hom groet, dis die
gesindheid waarin jy, die toon van jou stem, jou gesigsuitdrukking. Praise God. If the power of joy can cause two fetuses to flip-flop and get excited, en Elizabeth was onmiddellik met die Heilige Gees gevul, en haar respons was, geseënd is jy, Maria, dat jy geglo het, alles wat God vir jou gesê het, hy gaan doen, dat daar sal 'n vervulling daarvan. Toe is daar 'n reaksie op Maria, wat gesê het, ek gaan nou met uitbundige vreugde, en sy het gesê, Lord God, I magnify your name, you are wonderful, you are good, dankie, dat jy my raak gesien het, van mense my nie herken nie. Dit kan baie van julle help, of julle vriende help, iemand wil my lief hê nie, well he is someone, and he's not far, and he doesn't take a Uber, he lives in you. I said to God a long time ago, I'd like to hug you right now. Guess what he told me? Go to your wife in the kitchen and hug her. I said, okay, that'll be a good start. And I hugged her, and he said, son, you hugging me and she's hugging me, and both of us. Many marriages and relationships are restored if you understand how you talk to each other. Jesus is in you, he's in it. How you treat each other, you're doing it to Jesus. And if you're willing to hug each other, then I come with something. Dis nie moeilik nie. Goed, ek wil nou vir mense bid, wat se beteltank 'n bietjie leeg en vreugde is. Vader, ek sê baie dankie vir u woord. Dankie vir die mense wat onder die klank van die woord gesit het, met 'n verwagting en 'n afwagting. Ek vra dat jy elke een, wat 'n bietjie leegloop op vreugde, dat jy so'n uitbundigheid, so'n ongelooflike volume van vreugde, van die salwing van die Heilige Gees, dat al die skeniere in hulle gedagtes en hulle emosies en hulle liggaam en hulle keuse wat geroes is, niks gaan vir my oop nie, niks en alles stuit my vooruit gaan. Dankie die woord sê, dat vreugde is 'n goeie medisyne, wat jou genesing bevorder. Een druppel van God se vreugdeolie, sal daai skenier van hy deur net so oopmaak. En dan, as jou vrou slaap, jy maak oop en toe, jy maak jy wakker, jy hoor jy, kik, nee, verstaan jy? Hy vat net die gesluitenheid weg, hy vat ook daai geluid, wat mense wakker maak. So Lord, I ask you over every person here tonight, en mense wat online is, mense wat sukkel om net gelukkig te wees, mense wat sukkel om net een keer 'n compliment van iemand te ontvang, wat mense nie kan doen nie, doen so goed. So Father, in the name of Jesus, I pray, full everyone, doen wat die woord sê, dit sê ek vir julle, my vreugde gee ek vir julle, sodat julle vreugde volkome mag word. Ek vra, dat jy 'n volkome vreugde, 'n vergenoegdheid, nie dat ons dit kan verdra nie, maar deur ons sal uitspoel na ander mense toe. Ek sê dankie vir ons gemeente. Help hulle asseblief. Ek sê vir die dankie en by voorbaat dankie, dat jy 'n voortreffelike God is, en dat jy vreugde laat ons situasies baie makkeliker hanteer, want die vreugde van God is ons krag. Amen. Enige een wat gebed nodig het, kom asseblief, en baie dankie dat julle hier wag. Die Here seën julle. Sê vir jou langs jou, ek bly jy's gebore. Asseblief, ek bly jy's gebore.